Geseënde Moedersdag, mag jy vandag omring wees met liefde en dankbaarheid. Ons lees saam uit Psalm 16. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig. Want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat die getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd, tot sover. Soos Psalm 16 ons herinner, God is ons toevlug, ons bron van vreugde en die gewer van alles wat mooi en goed is. Net soos 'n moeder se liefde, is God se sorg vir ons oneindig en getrou. Psalm 16 is 'n loflied van vertroue en dankbaarheid. Dawid, die skrywer van die Psalm, verklaar sy algehele afhanklikheid van God en sy volkome tevredenheid in God se teenwoordigheid. Dit weerspieël baie van die eienskappe wat ons in ons moeders waardeer. God is ons beskermer. Psalm 16 vers 8. Ek hou die Here altyd voor oë. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Moeders, mammas, oumas staan so beskermend oor hulle kinders en kleinkinders, altyd gereed om te help, te lei en te ondersteun. God ons versorger, Psalm 16 vers 5. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Moeders voorsien in ons behoeftes, soms ten koste van hulle self. Dan God gee vreugde in lewe, Psalm 16 vers 11. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Moeders bring lewe voort en vul ons dae met vreugde deur hulle onvoorwaardelike liefde. Op Moedersdag neem ons 'n oomblik om stil te staan by die kosbare gawe van moederskap, 'n weerspieëling van God se eie liefde vir ons. Of jy 'n moeder is, 'n moederfiguur, of iemand wat 'n moeder eer, mag hierdie dag jou herinner aan die heilige roeping van moederskap en die seën wat dit in ons lewens bring. Mag jou hart vandag gevul wees met vrede en blydskap, wetende dat jou liefde en toewyding 'n ego is van God se liefde vir ons almal. Mag jy soos Dawid die vertroue hê om te verklaar, by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, of anders gesê, wat ek van U ontvang is vir my goed. Dit wat U vir my in my lewe afgemeet en afgeweeg het, is vir my goed. Dawid kon net hierdie woorde van Psalm 16 sê, omdat God 'n werklikheid vir hom was. God was regtig sy skuilplek. God was regtig die een by wie hy veilig gevoel het. Dawid het besef dat sy lewe in God se hande was. In vers 8 sê hy, ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Hy het dit gesê, nog voor God se belofte in Jesus Christus vir ons waar geword het. Hy het aan die beloftes vasgehou. Ons hou aan die uitkoms van die beloftes vas. Jesus se lyding, kruisdood en opstanding is vir ons as Christene 'n deur na God se teenwoordigheid toe. Jesus is vir ons die pad na die Vader toe. En hoe meer ons in 'n verhouding met God staan, hoe meer sal ons besef dat God 'n werklikheid is. So werklik dat ons kan sê, beskerm my, o God, want by U skuil ek.
En hoe meer ons God se liefde vir ons leer ken, kan ons sê, U is my Heer. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. En dan kan ons dit bedoel. Ons eie begeerte skuif dan op die agtergrond. Filippense 3 vers 8 sê, inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En hoe meer ons besef dat ons werklik van God afhanklik is, hoe meer besef ons ook dan dat ons moet sterf van ons eie begeertes, drome en idees oor hoe dinge behoort te lyk. Wanneer ons aan onsself sterf, kan God begin om ons denke te vernuwe. Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dan sal ons saam met Dawid kan sê, vers 7, ek sal die Here prys wat my raad gee. En vers 11, U wys my die pad van die lewe. En as jy God met jou lewe begin vertrou, kan jy in alle situasies saam met Dawid in vers 6 sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Dit wat U vir my uitgemeet het, dit wat U vir my afgeweeg het, is reg. Die belangrikste in my lewe moenie net my wonderlike gesin, my gerieflike kar, my goeie werk of goed geleë huis wees nie. Die belangrikste in my lewe is dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. En wat was dit? Efesiërs 2 vers 17, want deur hom, dis Jesus Christus, het ons albei, Jode en nie-Jode, toegang tot die Vader deur een Gees. Ons het die ewige lewe. Jesus sê dat hy die opstanding en die lewe is, en ons het dit opnuut weer beleef met Paasfees. God gee aan ons die lewe. Psalm 16 kan opgesom word in die woorde van die eerste vers, beskerm my o God, want by U skuil ek. Daardeur wil Dawid sê, die lewe is moeilik, maar daar is net een oplossing. Hy stel al sy vertroue op God. Vertroue is om te weet dat jy aan God behoort. Vertroue is om nee te sê vir alle ander dinge wat God in jou lewe wil speel. Die Psalm leer ons dat dit baie goed is om naby aan God te wees, want daar is ons veilig, daar sal ons gelei word of tot die regte insigte gebring word, daar sal ons nie struikel nie, en daar is oorvloedige blydskap en sorg die Here vir ons. Dis daarom baie goed om naby aan God te wees, maar om naby aan God te wees en te bly, moet jy weet waar die Here is. Dawid sê eers vir ons, beleef dit, sien dit raak, vers 5 en 6, Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Dawid sê hierdie dinge in moeilike omstandighede. Hy sê dit teen die agtergrond. Hy was besig om van Saul en die ander konings te vlug. Hy self het geen land gehad nie, maar tog het hy die mooiste deel ontvang, God. Toe hy alles verloor, het hy nog vir God gehad. God was daar. Dit het my laat dink aan die jong man wat by 'n Christen gekom het en gesê het, ek sal jou R1000 gee as jy vir my kan sê waar God is. En die gelowige het gesê, ek gee jou R2000 as jy vir my kan sê waar God nie is nie. En die jong man het blykbaar stil omgedraai en weggestap. Dis wat Dawid persoonlik aan sy lyf ervaar het. Daar is nie 'n plek waar God nie is nie. Beleef dit, sien dit raak. Jy en ek het die mooiste deel ontvang, God se teenwoordigheid. Hy's oral waar ons gaan, hy's oral waar ons is. Onthou dit. Vers 7, 8 en 9 sê, ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste, ja, my liggaam bly veilig.
In vers 7 sê hy, selfs in die nag wys my hart my tereg. As jy nie kan slaap nie, moenie skape tel nie, praat eerder met die skaapwagter. So moenie jou bekommer oor jou bekommernisse nie. Dink na oor wat jy oor en by God geleer het. Dink eerstens, ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. God is altyd daar en hy hou jou en my regop. Dink tweedens, daarom is my hart bly en juig my binneste, ja my liggaam bly veilig. Tydens 'n ewige storm op die see was mense op 'n passasiersboot. Almal was bekommerd en een het gesê, hy sal by die kaptein gaan uitvind hoe sake staan. Na 'n tydjie het hy met 'n breë glimlag ingestap en vir die ander gesê, alles sal reg wees, ek het die kaptein gesien en hy het vir my geglimlag. Geen wonder Petrus haal hierdie psalm aan in sy Pinksterpreek in Handelinge 2 nie. Hy het Jesus gesien en die het vir hom geglimlag, ten spyte van die feit dat hy hom vroeër in die steek gelaat het. Dit is wat die aangrypende vers in Lukas 24 vers 34 beteken. Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Alles is reg, al is alles verkeerd, want Jesus het uit die dood opgestaan en hy is 24/7 by ons. Dit maak die lewe mooi en dit laat ons die lewe anders sien. Selfs die dood is volgens Psalm 16 net 'n adresverandering. Maar ons moet dit leef. Vers 11 sê, U wys my die pad van die lewe. Oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Die Here leer ons hoe om te lewe. Hy sal weet want hy is die skepper van alles. Christene is anders, leef anders, want ons is vrygemaak van die lewe se laste. Jesus dra dit vir ons. Daarom kan ons in alle omstandighede, selfs moeilike omstandighede, met blydskap lewe. As God vir jou ver weg voel, is dit nie omdat hy wegbeweeg het nie, miskien het jy wegbeweeg, want hy is langs jou. Beleef dit, dink daaraan, onthou dit en lewe dit. Verbly jou in die Here self. Bely soos Dawid, dat daar niks goed vir jou is, behalwe by God nie. Hy is jou nommer 1. Verbly jou in die Here se mense. Moenie huil oor goed, wat nie oor jou kan huil nie. Dinge kan nie oor jou huil nie. Gee meer om vir mense, as vir dinge. Verbly jou in dit wat die Here jou gee. Leer om dankbaar te wees oor dit wat God elke dag vir jou gee. Verbly jou in die Here se lewensbeginsels. Leer om ernstig te wees oor God se woord. Lees dit, bestudeer dit, leef dit. Dit is God se wil vir jou lewe. Verbly jou in die Here se beskerming. Van hom kry jy mos 'n 24 uur, 7 dae week, heel jaar beskerming. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Beleef dit, dink daaraan, onthou dit en lewe dit. Amen. O Here, dankie dat ons kan weet ons lewens is in U hande. Dankie Here dat ons kan weet, selfs in moeilike tye, U het vir my lewe afgeweeg, afgemeet. En daarom weet ons Here, ons is altyd in U beskerming. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig,
Hy kleed homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God? Ons sing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. O, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God? Ons sing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God? Ons sing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God.